In hierdie storielyn kom jy van vroeg af agter dat die boom ietsie van die diepste emosie kom uitbeeld wat die mens, elke mens op hierdie planeet mee kan identifiseer. Kom ek verduidelik. In die begin toe God geskape het hy die volgende gesê. Hy het gesê, laat die grond, laat die aarde diere voortbring, volgens hulle soort. Hy het gesê, laat die aarde plante en bome voortbring. Hy het gesê, laat die waters, visse en lewende wesens voortbring, maar toe dit by die mens kom, toe sê hy, laat ons die mens maak in ons beeld en in ons gelykenis. En jy gaan saam met my stem vandag, dat daar is iets anders omtrent die mens, as jy dit met die res van die skepping sou vergelyk. Ons is gekroon met sy heerlikheid. Ons is die kroon van sy skepping. En ons is geposisioneer op 'n plek waar ons vorentoe kon droom met al hierdie pragtige vooruitsigte vir ons toekoms, hierdie woord wat gespreek is oor ons lewens, sy asem wat binne in ons ingeblaas het, ons pad is vir ons uitgelê. Dit was 'n lekker plek om te wees, jy sal saam met my stem, en dan die enorme voorreg wat ons het, om net in die teenwoordigheid, alomteenwoordigheid van ons Skepper te kon leef. Maar in 'n oomblik, in een besluit, in 'n enkele daad, het alles verander. In die een mens, Adam. En toe daai besluit geneem is, net soos hierdie boom in hierdie storie val, is dit nie net Adam wat val nie, maar is die hele mensdom wat saam met hom val. Ek weet jy dink nie elke dag daaraan nie. Maar om net te besef dat ek en jy in hierdie wêreld ingekom het, onder hierdie verskriklike, enorme, swaar uitspraak oor ons lewens, wat alreeds in plek was, nog voordat ek en jy ons eerste asem ingeasem het. Dit weergalm, dit is soos 'n panier oor ons lewe, en hier in Romeine 3 som ek dit op, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Weet jy, dit is 'n swaar pil om te sluk. Dit dwing ons elkeen op 'n plek waar ons net sê, maar how fair is that? Wat is die geregtigheid in dit? Wat 'n keuse het ek gehad? En ons is opgesluit en vasgevang in hierdie toestand, en daar's absoluut niks wat ons daaraan kan doen nie. Want jy sien, ek en jy ontbreek nie net aan die heerlikheid van God as gevolg van die sonde wat ek en jy doen elke dag nie, maar ek en jy ontbreek aan die heerlikheid van God as gevolg van die feit dat ek in Adam is. Maak nie saak hoe hard ek probeer nie, maak nie saak wat ek doen nie. Ek kan nie my bloedlyn verander nie. En in 'n oomblik besef 'n ou net die finaliteit rondom die toestand van die mens. En meer as net hierdie afstand en die feit dat ek ontbreek aan die glorie en dit wat God oor die mens gedroom het. Meer as dit is daar hierdie gevoel van dood wat heers oor elkeen van ons. En ietsie daarvan kom in Romeine 5 en hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een Adam, het die dood kom heers, nie net oor hom nie, maar elkeen van ons, en elkeen van ons kan kom getuig van daai, nê. En as die woord hier praat van die dood het geheers, ouens, is nie 'n toestand waar ons op asemhaal nie. Dit is om verwyder te leef van God, die een wat lewe bring. Dit is die dood wat heers, en veel meer is dit, sal jy met my saamstem, is dit
is dit hierdie dominante invloed in ons lewens wat ons elkeen voorhand op kan steek en sê dit is die waarheid. Is hierdie dominante invloed in my lewe wat my op 'n plek bring dat maak nie saak hoe goed die intensie in my hart is nie. Maak nie saak hoe goed my voornemens is nie. Dit wat ek wil doen, doen ek in elk geval nie. En die goeders wat ek nie wil doen nie, eindig ek op en ek doen dit sonder dat ek voel ek het beheer daaroor. En saam met dit is dit hierdie skuldgevoel wat kom wegkap soos aan daai boom hier in die binneste van my mens wees. En dan natuurlik hierdie hele prentjie van skaamte. Dis nie net skuld nie, maar 'n skaamte. Shame is not doing wrongful things. Shame is a sense of wrongness. Dis waar ek en jy op 'n plek kom en ek gooi my hande in die lug en ek sê, maar ek gee op. Maak nie saak hoe hard ek gaan probeer nie. Ek gaan dit nie maak nie. Op my eie nie. En weet jy, dan is dit maklik om op 'n plek te kom vir elkeen van ons. En dalk was elkeen van ons al dag waar ons die vraag begin vra. Maar wat is die sin van my lewe? Ek meen, wat is die ergste? Net om te lewe om later te sterf? Of om hierdie dood aan die binnekant van my menswees te ervaar elke dag alhoewel ek asemhaal? Is daar niks meer aan my lewe as takke, wortels en blare nie? En hierdie is die uitspraak waaronder ons gebore is. Elkeen van ons is daar. Maar, jy sal sien die laaste 2 skrifgedeeltes wat ek vandag met jou gedeel het, begin met die woord want. Ek wil oor daai want 'n maar kom uitskree en uitroep vanoggend, want dis wat ons vier met Paasfees. Maar, net so vinnig as wat ons almal tot 'n laer vlak van bestaan gedwing is deur een. Net so vinnig het God die Vader 'n aankondiging begin maak oor die een, die laaste Adam, en sy intensies duidelik en hard kom kommunikeer. Dit was nie 'n eenmalige ding gewees nie. Maar op meer as 600 plekke reg deur die storie van die Ou Testament kom weer galm hierdie kommunikasie na die mensdom waar God deur die profete en op verskeie maniere tot die mense hart spreek. Dit begin al so vroeg as die tuin van Eden. Die oomblik toe Adam sy hand opsteek vir dit wat nie in lyn is met die wil van God nie, het God gekom en het gesê vir die vyand, vir die slang: jy sal hom aan sy hakskeen byt, maar hy gaan jou kop kom vermorsel. Dis die eerste messiaanse profesie. En elke nou en dan stel ons in die storielyn van die Ou Testament op hoe ons Vader sy hart duidelik om kommunikeer. Selfs in die storie van Abraham en Isak sien ons waar Abraham, as hy vir sy seun sê, luister, God gaan 'n lam voorsien. God het nie 'n lam voorsien nie, God het in daai oomblik 'n ram voorsien wat met sy horings in die bos vasgevang was. Nog 'n messiaanse profesie. Ons sien dit oor en oor reg deur die Ou Testament op 600 plekke. Hoe die Vader sê, ek het nie vergeet van julle nie. Dis nie ek wat teruggestaan het nie. Want elke keer as ek na jou kyk, dan resoneer daar ietsie diep binne in my hart. Want as ek na jou kyk, dan sien ek nie prestasie nie, dis afwesig, maar ek sien die waarde. Jy is in my beeld en in my gelykenis geskape. Hoe anders kan ek as om die eerste inisiatief te neem? Jy kan R100 vat en jy kan hom opvrommel. Jy kan hom in die modder gooi, maar dit bly R100 werd. Amen. En ek wil vanoggend ietsie, meer as net 'n storie van 'n boom, wil ek jou lewe kom koppel en vir jou kom sê, daar is meer. Die waarheid eindig nie by die woord want nie. Ons begin nou by die woord maar. En hy kom kondig orals in hierdie storielyn aan sy intensie, sy liefdesinisiatief. Die vraag by my en jou, by die mensdom, bly steeds, gegeewe hierdie waarheid, wat maak ons? Wat doen ons? Gaan ons elke dag maar net jammer sê en om verskoning vra? Gaan ons maar net harder probeer? Hoe vind ek my plekjie in die son? Hoe posisioneer ek my
met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God, want ek weet hy is heilig, ek weet sonde is nie wie hy is nie, maar dit is nog steeds wie ek is. So hoe werk ons met hierdie spanning in ons lewe? Geen mens op hierdie planeet, in die heelal, in die uitspansel, kan ons kom verteenwoordig. Niemand kan vir ons kom intree nie, want elke liewe mens is blootgestel aan dieselfde bloedlyn as ek en jy. Ons almal is afkomstig van Adam, so almal is op dieselfde plek. Ons het 'n perfekte lam nodig, een sonder gebrek. Soos daar nie 'n mens op hierdie aarde is nie, en ons weet dat die oplossing is dat God 'n mens net kan straf. Iemand wat onder die wet is, iemand waarmee ons kan identifiseer, iemand wat die mense kan verteenwoordig. Loof God vir Jesus Christus. Hy's die enigste een wat 100% God is. Met ander woorde, hy's nie vasgevang onder die bloedlyn van Adam nie. Hy's nie blootgestel aan dieselfde toestand nie. 100% God, maar ook 100% mens. Iemand soos ons. Iemand wat die mens dom en hierdie Adamiese ras ten volle kan verteenwoordig en dit die las op hom kan neem. Hy's die perfekte lam. Loof die Here, daar's hoop vir ons. Daar is geen ander oplossing gewees nie. En die beste openbaring van alles is dat Jesus Christus is nie 'n plan B nie, ouens. Want Efesiërs 1 sê, nog voor die grondlegging van die aarde, is elkeen van ons uitverkies, maar nie net is ons gekies nie, ons is gekies in Jesus Christus, sodat ons sonder vlek en onberispelik voor God kan leef en kan staan. Ons is van die begin af ingesluit, en dis die prentjie wat die Vader oor ons lewens sien. En hy sê, hy sal nie opgee ooit op daai prentjie nie. En hy maak dit so maklik. Al wat ons doen is, ons kom glo dat dit die waarheid is. Ons kon glo dat Jesus Christus die enigste een is. Dat in hom is daar nie 'n prentjie nie. Dat hy van die Vader afkom. En dat hy gedoen het wat ons hierdie naweek kom vier aan die kruis. En net soos die goewerneur se soldate, net voor sy kruisiging, 'n perskleed oor hom kom hang het. Net soos hulle daai doringkroon kom vleg het en dit op sy kop gesit het. Net soos hulle daai riet in sy hand gedruk het en hom gespot het. Net so kom die vyand elke liewe dag na my en jou lewe toe en probeer om die beeld en die gelykenis en die oorspronklike bedoeling van God in ons lewens te kom afkraak en te kom verminder, die gewig daarvan. Maar wat hy nie besef nie, en wat die vyand nie weet nie, is ons is in Christus koningskinders. Ons is uitverkies. Ons is geroep om te heers. Die beste manier vanoggend hoe ek en jy kan kom reageer tot die storie van impak van die kruis in ons lewens, die beste manier hoe ek en jy Paasfees kan kom vier, is eerstens natuurlik om in geloof te kom reageer tot die reddingsplan wat hy het vir ons lewens, maar ook meer as dit, saam met dit, is ook dat ek en jy kom reageer tot sy werk om ons te kom herposisioneer. Ouens, ek weet, jy kyk in hierdie seisoen 2025 na jou wêreld, alles wat inwerk, alles wat vir jou 'n realiteit is. En vir elkeen van ons is dit ietsie anders. Dalk is daar goed wat, soos ek nou gesê het, so bietjie wegkap. Dalk is dit goed wat maak dat jy jou bas verloor, jou hare verloor, 'n klomp goed verloor. Dalk is dit 'n klomp dinge en stemme in jou lewe wat so bietjie kom aanspraak maak op jou ware identiteit en jou op 'n plek kom los waar dit vir jou nog steeds voel asof jy 'n mislukking is, asof jy useless is, asof daar nie waarde of betekenis in jou lewe is nie, asof jy net bestaan, maar net oorleef, maar net deur emotions gaan.
Dalk is daar dinge in jou lewe wat jou laat voel asof jy nog steeds 'n slaaf is. 'n Slaaf van iets. Jy staan, jy weet in die oggend op en jy kyk na jou dagboek en daar bly goed wat jou lewens rig en stuur en dwing in 'n rigting. Soms voel ons buite beheer, dit gebeur net so spontaan. En ons mis die krag van hierdie herposisionering. Net soos hierdie boom geval het, maar bestem was, geoormerk was om die kruis te wees waaraan Jesus vasgenaal is. There's a greater purpose in the story. Net soos hy bestem was vir die berg van Golgotha, net so is ek en jy bestem vir 'n berg. In die boek van Matteus lees ons dat ons lewens is veronderstel om belig te wees soos 'n stad op 'n berg. Dis dieselfde prentjie wat hier uitgebeeld word. En toe ons redder aan daai kruis hang, wat daar gebeur het is, hy het in 'n oomblik elke Adamiese uitspraak en verwysing oor jou lewe kom kanselleer. Ek gaan terug na die 2 skrifgedeeltes wat ek vir jou gewys het, en ek kom werk weer met Romeine 3. Dis nie net want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, punt nie. Nee, daar's nie 'n punt nie, daar's 'n komma, dit gaan aan. Want toe hy aan daai kruis hang en dit wat hy kom doen het, is daar en ook geskryf, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Adam het nie die laaste sê nie. En toe Christus uitroep tetelestai, dit is volbring, het hierdie laaste gedeelte van Romeine 3 jou nuwe prentjie en jou nuwe werklikheid geword. Dit het myne geword. Dit sal nooit verander nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak of jy presteer of nie presteer nie. Net deur jou geloof in hierdie prentjie vandag is daai jou nuwe realiteit. En ek kan na elke skrifgedeelte toe gaan wat jou 'n vloek op jou lewe wil plaas, wat jou slaaf wil maak, wat jou laat ingehok voel. Vir elkeen van daai stellings kan ek 'n nuwe waarheid kom neersit in Jesus Christus. Jy kan selfs na Romeine 5 toe gaan. Dis nie net dood het geheers nie, maar veel meer. Ek gaan aan met daai skrifgedeelte. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang in hierdie lewe heers deur die een Jesus Christus. Daai dood wat geheers het in 2 hoofstrome in ons lewens toe gekom. Die eerste een is die stroom van skuld. Die tweede een is die stroom van skaamte. En skuld en skaamte het ons op 'n plek van pyn, gebrokenheid en seer gelaat. En in Jesus Christus die een, in 'n oomblik, kom werk hy met al 3 daai elemente. Want vir my skuld gee hy vir my oorvloed van genade. Ouens, dis die verskil tussen barmhartigheid en genade. Mercy, barmhartigheid, is not getting what we deserve, dis straf. But grace is getting what we don't deserve. En dit is nie net genade nie, maar is oorvloedige genade. Daar's nie genoeg skuld in jou lewe wat hierdie oorvloedige genade nie kan dek nie. En dan daai toestand van skaamte. Nie net skuld nie, maar vir skaamte. Skaamte is that sense of wrongness. Dit is 'n identiteitsaanval op ons lewe. Kom en hy gee vir ons die gratis geskenk, die gawe van geregtigheid. Ek wil nie meer van kinders van die Here, wedergebore Christene hoor, ek is 'n sondaar nie. Ek wil hoor, ek is die geregtigheid van God. Dis die nuwe waarheid. Dit is wat oor daai boom geskryf staan, oor jou lewe geskryf staan. You are worthy to be included and part of that beautiful picture of your Savior. En dan met die skuld, met die seer en die pyn, kom vat hy daai weg en hy kom vervang dit met heerskappy, met impak, met autoriteit. Sien julle, en Adam het dood geheers, in Christus heers ek en jy nou. Op elke denkbare vlak het hy met die mens se toestand kom werk. En ons het niks gedoen nie. Dis net deur ons geloof.
It's a beautiful picture. It's a beautiful picture. Net soos die boom 'n kruis geword het. En hiermee wil ek afsluit. Net soos die boom deel was van hierdie pragtige prentjie. Ja, dis 'n lydingsverhaal, dis 'n storie van opoffering. Maar dis die mooiste prentjie vir die mensdom. Net soos die boom deel was van daai oomblik. Net soos ek en jy deel van hierdie oomblik. Die beste ding wat met my en jou kan gebeur, is dat ons hierdie naweek nie net sien, Jesus hang aan hierdie kruis, het in hierdie kruis gehang nie. Dat ek en jy sal ontdek, ons het saam met hom op daai kruis gehang. Jesus kon nie gekruisig word sonder daai kruis nie. As daar nie 'n kruis was nie, was hy nie gekruisig nie. Net so kon hy nie gekruisig geword het, as hy nie ons almal ingesluit het nie. Dis nie net hy wat gekruisig is nie. Ek vra vir jou vanoggend, kan jy saam met my op 'n plek wees, waar jy sien, toe hy sterf, toe hy gekruisig word, toe word jy gekruisig. Toe hy sterf, toe sterf jy. Waarom? Want Adam moes sterf. Adam in jou moes sterf. En toe hy opstaan, toe staan jy ook op, sê die Bybel. En toe hy opvaar, het hy nie net hy opgevaar nie, maar jy het saam met hom opgevaar, ek en jy, want ons sit saam met hom, sê die woord, in hemelse plekke. En nou kan ek leef vanuit 'n verwysing, waar ek nie toegegooi is onder 'n hoop van probleme en sê, armsalige ek, wat gaan ek doen nie? Nee, ek kyk na my probleme vanuit 'n plek van hemelse plekke, en nou praat ek in autoriteit en heerskappy met dit. Dis die beginsel van homo logio. Homo is dieselfde, logio, uitspraak, om dieselfde te sê en te sien en uit te spreek as wat God sê, die waarheid oor jou lewe. Dis alles wat in die kruis gebeur het, dit is wat ons vier. Dit is wat ons vier vandag. Ons het terugverlang na die tuin van Eden toe. Ons kon nie wag om herstel te word na daai plek toe nie. Maar hierdie skrifgedeelte sê, in Christus is ons nie teruggevat na daai plek nie. Veel meer, ons is op 'n beter vlak. Veel meer. Veel meer. En nou dat hierdie in my en jou lewe gebeur het deur ons geloof, nou kom die res van die skepping. En nou verlang hulle sien uit, hulle kan nie wag nie. Romeine 8, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. God kan nie wag dat ek en jy opstaan in hierdie waarheid en dat ons leef volgens hierdie nie. Dat ons nie ons ore leen na leuns en dit wat hy reeds mee kon werk het nie, maar dat ek en jy opstaan. Dat ons beleef, daar was 'n oomblik waar 'n boom geval het, maar daar het iets gekom van dit. Ek en jy is beskore vir veel meer in hom. En die wêreld wag dat ek en jy daai snap en leef in daai realiteit. Maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak wat se emosies ek en jy het nie, maak nie saak wat se bagasie ons dra nie, maak nie saak van waar af ons kom nie, in Jesus Christus is daar 'n nuwe waarheid, daar's 'n nuwe avontuur, daar's 'n nuwe toekoms. Kyk, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek wil jou vanoggend nooi na 'n persoonlike tydjie tussen jou en God, waar jy, soos jy kom deelneem aan die tafel, is hier 'n paar goed wat ek jou tot uitnooi as deel van ons feesviering. Wanneer ons daai brood breek, is dit 'n verwysing, 'n herinnering. Onthou ons die storie, is dat sy liggaam en lewe verbrysel is, vermorsel is, sodat ek en jy heelheid in elke area van ons lewe kan beleef. Liggaam, siel en gees. Want hy het met elke liewe Adamiese verwysing kom werk. Wanneer ek en jy daai slukkie druiwesap vat, word ons herinner aan sy bloed wat gevloei het, ja, tot vergifnis van sondes. Maar meer as dit, is ook dat ons nou ingesluit is en deel is van die Nuwe Testament, die goeie nuus, die nuwe verbond. Dit is amazing, ouens. Dis simboliek, maar die waarheid agter dit is fenomenaal. Want hierdie nuwe verbond is nie net 'n verbond wat soos die ou tyd tussen God en mens gesluit is, God met Abraham en nou
'n mens kon daai verbond verbreek nie. Nee, ek en jy is deel van 'n nuwe verbond. Dis 'n verbond wat gesluit is tussen God die Vader en God die Seun wat hy gestuur het. Ek en jy kan nie daai verbond breek nie. Dis as ware asof God met homself 'n belofte gemaak het. Dit kan nooit gebreek word nie. We are secure in Christ. Ek hoop is goeie nuus. Ek hoop jy raak nou opgewonde. Nie oor daai 'n pompoen rysvleis aardappels wat jy nou nog gaan eet nie, maar oor hierdie waarheid. This is good news. En omdat ek en jy deel is van die nuwe verbond, is daar 'n magdom van beloftes wat waarheid word vir jou lewe en 'n realiteit is vir jou. Onthou jy die Bybel sê, al die beloftes van God is in Jesus Christus 'n ja en 'n amen. Jesus Christus is nie te gelykertyd 'n ja en 'n nee nie. Dis 'n besliste ja. Dis wat ons vier. Dis Paasfees. En soos jy daai broodjie en daai wyn gebruik, wil jy saam met my vandag op hierdie dag, die 18de April 2025, 'n besluit maak in jou hart. Here, ek gaan nie meer leef soos 'n bonsai boom nie. 'n Miniatuur weergawe van myself. Nee. Ek wil leef soos 'n magtige seder in u koninkryk. Want dis my ware identiteit. Amen. Jy is so welkom. As jy besoek vandag, almal van julle is welkom om deel te neem aan die tafel. Seën vir jou.